Goeiedag, Yeshua leer ons bid, Vader gee ons daglikse brood en dis my gebed dat Papa God vir ons vandag elke een vars manna uit sy troonkamer sal gee. Maar Vader het vir ons 'n wapenrusting wat ons kan aantrek, want ons wat Yeshua aanvaar as ons verlosser en saligmaker het nodig om te weet, ons is in 'n oorlog en die oorlog is ewig. Maar Vader het vir ons sy wapenrusting gegee om vas te bly staan in ons geloof en om die uitdagings en die versoekings van die lewe hoof te bied. Ons het gesien die eerste 3 wapenrustings is die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid en die skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede. En dit bring ons by die 4de deel van die wapenrusting van Yotevawei, naamlik die skild van geloof. Ja, in Efesiërs 6 vers 16 staan, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Skild in Efesiërs 1 vers 16 is die Griekse woordjie theorion en is nie 'n klein skild nie. Nee, theorion beteken 'n groot langwerpige vierhoekige skild. Met ander woorde, hierdie reghoekige skild het 'n groot liggaamsoppervlakte beskerm. Ja, hierdie reghoekige skild kon pyle wat afgevuur word effektief afkeer van die vyand. Die skild was groot en het amper soos 'n deur gelyk. Dit was 1.2 meter by 600 om en by. Dit was die gemiddelde. Jy sou nie die skild vasgehou het wanneer jy in hand geveg beland het nie, hy is te groot. Hierdie reghoekige skild kon pyle wat afgevuur word effektief afkeer van die vyand en hierdie reghoekige skild het ook knippe opgehad. Reg rondom het hy knippe opgehad waaraan ander soldate se skilde kon aanhak. Aangesien die Romeinse leer altyd in groepformasie tot die aanval oorgegaan het, het die tegnologie hulle in staat gestel om hulle skilde aan mekaar te hak en sodoende mure van beskerming van links, regs, agter en voor en selfs van bo te vorm. En dit is eintlik amazing, want as jy alleen in die oorlog is, dan val die vyand jou van agter. Maar as jy saam in groepformasie is, jy's deel van die intersessie, jy's deel saam, dan kan jy saam die skilde in mekaar inhak. Hierdie omvattende beskerming het omtrent dieselfde doel gedien as 'n gepantserde voertuig, wat so te sê onvernietigbaar op die oorlogterrein was. Met ander woorde, wanneer die pyle van die vyand met bo afgevuur is, kon die pyle aansienlike skade veroorsaak het en daarom moes die Romeinse soldate bestand wees teen die intensiteit van so 'n aanval. Sommige aanvalle op die Romeinse leer was so geweldig dat sekere bronne meld dat die aankomende pyle so dig op mekaar gevolg het, dat dit soos 'n donker wolk gelyk het. En miskien voel jy vandag so, miskien voel jy die pyle hou net nie op nie, dit vlieg, dit is die heeltyd. Aan die ander kant het die effektiwiteit van die Romeinse leer juis daarin gelê dat hulle as eenheid goed gefunksioneer het en hulle kon hulle wapenrusting tot die mate inspann om hulle vyand uit te oorlê. Ja, die Romeinse leer was goed bekend daarvoor dat hulle met slegs 'n handjievol manne groot vyandige weermagte kon verslaan. So waarvoor was hierdie skild? Efesiërs 6 vers 16 sê, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Met ander woorde, die skild is daar om al die vuurige of vlammende pyle te kan keer, dat dit jou nie deurboor nie. Hulle het hierdie pyle ook op 'n manier met vlamme gekry, waarna ons môre gaan kyk, hoe hierdie pyle gekom het met vuur. Hierdie vuurige pyle is dit wat in jou gedagtes opkom. Johannes sê in 1 Johannes 5 vers 19, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. So hierdie vuurige pyle, dink ek, verteenwoordig ook verleidelike versoeking, skagte van onreinheid, welliste, gierigheid, edelheid, materialisme, trots, woede, ongeduld, hebsug en al hierdie dinge wat so in jou gedagtes opkom. Dis die vuurige pyle van die vyand. Jy sien, die hart van alle sonde is ontevredenheid. Nie net ontevredenheid met wat jy het nie, maar ontevredenheid met wat Abba Vader vir jou gegee het. In die tuin van Eden het die vyand Eva versoek en gesê, raai wat Eva, Abba Vader is nie wie jy dink hy is nie. Jy dink Abba Vader is so wonderlik en so goed, maar die waarheid van die saak is dat daardie boom
die boom van kennis van goed en kwaad, wat pragtige vrugte het, goed om te eet. En Abba Vader het vir jou nee gesê. Abba Vader wil nie hê jy moet van hierdie boom eet nie, want anders is jy net so slim soos hy. Is dit moontlik dat die vyand dit vir Eva gesê het? Let wel, Eva het die boom van goed, sy het die goed geken, maar Abba Vader het Eva beskerm om nie die kwaad te ken nie. En is asof die vyand, hy kom met 'n halwe waarheid. En is asof die vyand Eva laat verstaan het, Abba weerhou haar van sekere kennis. En so versoek die vyand Eva om van die vrug te eet, om die kennis te hê van goed en kwaad. En die vraag is, wat blus hierdie vurige pyle van die vyand van versoekings, wat blus hierdie versoekings uit? Geloof. Jy sien, geloof is om te glo dat Abba Vader 'n goeie Vader is, en wel net die beste het vir jou. Dit is geloof. So die vurige pyle van die vyand is om jou te kry om te sondig, want jy verdien dit. En Abba Vader wil nie hê jy moet pret hê nie. Want wat 'n liedjie word gesing in die wêreld, verbode vrugte is lekker. Die vyand sê vir jou, jy hoef nie vasgehou te word nie, jy hoef nie beperk te wees nie, nee, spring sommer net in. Die vurige pyle van die vyand is begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die trotsheid van die lewe. Jy sien, die skild van geloof kom in werking wanneer die vyand jou aanval met allerlei versoekings en vir jou sê, Abba Vader weerhou jou van dit wat lekker is. En jy die skild van geloof oplig en sê, vyand, my Vader het vir my net die beste, en ek vertrou hom alleen, en ek verlustig my net in hom. Dit is die skild van geloof. Die punt is, as jy sondig, glo jy die leuen. Wanneer jy doen wat reg is, glo jy Abba Vader. Kies vandag om te glo wat Abba Vader vir jou het, net die beste. Jy vind jou vreugde net in hom. Sy woord en sy wil bevredig jou. En dit is wat ons soek. Die skild wat jou teen versoekingsbeskerming is geloof. Geloof in Abba Vader. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u liefde. Vader, ek wil vandag die skild van geloof oprig. Hierdie vyand wat kom met versoekings, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die trotsheid van die lewe. Ek wil dit teestaan, ek wil die skild van geloof opstel. Ek verlustig my net in u. Ek vind my vreugde in u. En soos Dawid sê, soos wat hy ouer geword het, sê hy, hoe meer ek die woord bestudeer, in die begin het ek die woord dag en nag bestudeer, maar nou wil ek die woord aanhoudend bestudeer, want die woord is so soet soos heuning. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons die woord bestudeer, gee het ons geloof, en daarom lig ons hierdie skild van geloof op. In Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawai. Amen. Shalom.